Groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Dinsdag, die 13de Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek kyk vanmôre, hoeveel verse bevat 'n oproep vir die woord bekeer? Bekeer jou. Bekeer jou. 118 verse is daar geskrywe in die 33-53 ou vertaling Afrikaans. 118 keer. Nie almal is 'n oproep tot bekering nie. Nie almal is die beloftes wat gebeur wanneer jy tot bekering kom nie. Maar wat hulle sê is, bekeer jou. En dit is 'n oproep. Bekeer jou. Dis 'n oproep met 'n belofte by. Dit is 'n oproep ook met 'n dreigement by. Wat sal gebeur as jy nie tot bekering kom nie? Wat sal gebeur as jy jou nie bekeer teen jou verkeerde weë nie? Dis belofte ook. Wat sal gebeur as jy jou bekeer? Die goedheid daarvan. Hoe jou pad dan reggemaak sal word. Dis nie net van wat sal gebeur as jy dit nie doen nie. Maar wat sal gebeur wanneer jy dit doen? En daar's mooi beloftes, goeie beloftes. Maar daar's ook erge waarskuwings wat sal gebeur as jy dit nie doen nie. En ons moet in ag neem wat die woord vir ons sê. Hosea 14 is wat ek toe nou kies om met jou te deel vanmôre. Samaria sal daarvoor boet, omdat hy weerspannig was teen sy God. Hulle sal val deur die swaard. Hulle kinders sal verpletter en hulle swanger vroue oopgesny word. Bekeer jou, Israel, tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here. Sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is. Dan sal ons offerdiere ons lippe aanbied. Assur kan ons nie red nie. Op perde wil ons nie ry nie en tot die werk van ons hande nie meer sê onse God nie. Want by u vind die wees ontferming. Ek sal hulle afkerig genees. Ek sal hulle afkerigheid genees. Hulle vrywillig lief hê, want my toorn is van hulle afgewend. Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos 'n lelie en sy wortels uitslaan soos die Libanon. Sy lote sal uitsprei en sy pragt wees soos die van 'n olyfboom en sy geur soos die Libanon. Die wat onder sy skaduwee sit sal weer koring laat groei en hulle self sal bloei soos die wingerdstok. Die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. Efraim, wat het ek nog met die afgode te doen? Ek het hom verhoor en hou my oog oor hom. Ek is soos 'n groen siprus, uit my word jou vrug gevind. Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let. Wie verstandig is, laat hom dit erken. Want die weë van die Here is reg, en die regverdige sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel. 'n Baie goeie waarskuwing, maar op die einde van hierdie gedeelte, hierdie 10 verse, is daar ook 'n belofte. 'n Belofte. Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let. Wie verstandig is, laat hom dit erken. Want die weë van die Here is reg, en die regverdige sal daarop wandel. Maar die oortreders daarop struikel. Bekeer julle. Bekeer julle tot die Here. Bekeer julle, sodat met julle kan goed gaan. As ons kyk in die geskiedenis van Israel, elke keer wanneer hulle self verootmoedig het voor God, het dit goed gegaan vir hulle van daai tyd.
Maar sodra hulle afkeurig geraak het, en dan slegte dinge op hulle pad gekom. Slegte dinge gebeur, hulle was in ballingskap weggevoer, hulle was so slawe weggeneem. Maar wanneer hulle God weer aangeroep het en aangebid het, dan het God hulle vergewe. Hy het hulle gehoor. Hy het hulle herstel. Hy het hulle genees. En dit is eintlik so eenvoudig wanneer ons uitroep tot God en ons sê ons bekeer onsself. Wanneer ons uitroep en vra dat die Here ons sonde sal vergewe, dan doen die Here dit. Hy herstel ons. Hy is 'n regverdige God. Maar die mensdom bly afkeurig word. Die mensdom bly afvallig word. Die mensdom bly die keuses maak van die verkeerde dinge. Die mensdom soek partykeer in hul hoogmoed dinge wat nie hulle behaag nie. Bekeer julle sodat het weer goed kan gaan. Bekeer julle, want God is regverdig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U 'n God is van regverdigheid. Dat U ons aanhoor wanneer ons uitroep en sê, ons is jammer Here. Ons vra vergifnis. Wanneer ons onsself verootmoedig voor U, dan maak U ore oop vir ons. U vergewe ons en U genees ons. Ons is dankbaar daarvoor, Here. Vader, vanmôre roep ek uit en ek vra, Here, dat U ons harte sal draai, dat ons sal afkeer van die verkeerde dinge en dat ons sal ons verstand na U toe rig, dat ons harte na U toe sal rig, sodat U ons kan vergewe wanneer ons vergifnis vra. Sodat ons sal 'n afkering maak van die verkeerde weg, sodat U ons kan genees, Here. Sodat U ons kan herstel. Dankie, Here, dat U ons gebed hoor. Dankie, Here, dat ons kan afkeer van die verkeerde weë. In Christus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.